Goeienaand broer en suster. Welkom aan elkeen hier. Dit is my voorreg om ook vanaand vir Hoërskool Zastron wat by ons teenwoordig is, welkom te sê. Dit is my lekker om almal te sien vanaand. Mag jy in hierdie aand weet dat die Here ook by julle teenwoordig is. Mag julle weet dat die Here hier is en ook sy vrede en sy genade vir julle kom gee. As jy geleentheid laat die skool net instap. Broers, susters, ons begin hier erediens in die wete dat die Here by ons teenwoordig is, Vader, Seun en Gees. En daarmee saam sing ons dan vanaand as toetrede lied 450. Kom ons staan en sing ons hierdie lied hartlik saam. Vader, Seun en Gees, hoe sal ons heerlikheid kan verword die lof besing met 'n hartse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstand, is die grootheid eer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Ek kan die plek weer inneem. Kom ons bid saam. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Here, groet jou vanaand met die woorde, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader, die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek kan julle plek weer inneem. Maar julle gaan weer staan. Want ons gaan 2 liedere saam sing. Voor ons dan begin, ons sing 2 liedere saam, lied 471, soek allereers die Koninkryk van God, en dan direk dan daarna lied 454. Kom ons staan dan vir hierdie 2 lofliedere. Soek allereers die Koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen.
terug en lei, staan ons altyd by. U versterk ons gees, U gee ons moed. Die plek inneem. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stilte, van stil gebed, so wat ons hier by mekaar is. Kom ons sluit die oë. Here, as ons hier as gelowiges by mekaar is, Here, as U kinders, kom dank ons U, Here, dat U met ons elkeen 'n besonderse pad stap. Here, so baie keer voel dit of ons in hierdie wêreld maar net strompel, voortgaan en asof goed nie sin maak nie, goed nie saak maak nie. Dankie Here dat U in die grootheid en in die trou ons ook nader trek. Here, dat ons soos die psalmdigter kan uitroep, Here, ons bly naby U. Here, want U hand ondersteun ons. Dankie Here dat ons bewus kan wees van U troue liefde, van U teenwoordigheid. En maak ons elke dag bewus daarvan. Ons kan vra dit, Here, in U naam. Here, soos wat ons ook saam gaan lees uit die woord, kom bid ons, kom vra ons U, Here, breek die woord vir ons oop. Ons kan vra dit in U naam alleen. Amen. Broers, susters, ons gaan saam lees in Matteus hoofstuk 6. Ons gaan daar lees vanaf vers 9 tot en met vers 11. As ons kyk na die groot tema vir die week van gebed, is dit so moet julle dan bid. Die bekende woorde waarmee die Onse Vader dan begin. Ons lees die paar versie saam, 3 van hulle. Vanaf vers 9, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. As ons so 'n stukkie vorentoe gaan in hierdie gedeelte, dan lees ons in vers 6, waar Jesus vir die disippels kom sê, moenie soos hierdie mense rondom julle wees met 'n stortvloed van woorde. Moenie bid laat die ander mense julle raak sien nie. Hy sê in vers 6, nee, as jy bid, gaan in jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie.
Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Die gedeelte eindig nie ons wil nie, maar U wil. As ons in hierdie wêreld kom, as ons na hierdie wêreld kyk, en ek kyk dan na die ouer mense ook dan hier vanaand, is dit juis dit wat ons vir mekaar sê, hoe ons geleer het om te bid, hoe om 'n gebed af te sluit. Ons Vader, nogtans nie my wil nie, maar U wil. As ons dink aan Jesus, net voor sy kruisiging in die tuin van Getsemane, bid hy hierdie gebed. Hy kom sê, my Vader, as hierdie lydingsbeker, dink vir 'n oomblik, hy weet hy moet gekruisig word, hy weet die lydingspad wat voor lê. En hy kom sê, Here, as hierdie lydingsbeker nie by my verby kan gaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Die Here wat weet, Here Jesus Christus wat weet, maar hier is hierdie pad wat voor lê, maar een ding is seker, God, die Vader, is saam met my. U wil, my Here, slegs U wil alleen. Daar word die verhaaltjie vertel, wat afspeel in 'n teologiefakulteit. En 'n teologiefakulteit is daar waar jy gaan leer om dominee te word. En die verhaaltjie speel af waar 'n professor vir die klas nou vra, as twee gemeentes, gemeente A en gemeente B, jou nou sou beroep, is die tyd hoe daar nou nog baie beroepe beskikbaar was. En albei hierdie gemeentes klink vir jou goed. Hoe weet jy wat seën om te kies? En hierdie teologie studente begin by mekaar redeneer en vir mekaar sê, maar hierdie is die regte antwoord en daai is die regte antwoord. En die professor kom en hy sê, twee goed. Die een is praat met medegelowiges. Bid saam met hulle. Vra saam na die wil van die Here. Want onthou, gemeente A en gemeente B is altwee die Here se kerk. Die vraag is nie of dit oor gemeente A of gemeente B is nie, maar die vraag is, wat gaan jy by hierdie gemeente doen? Gaan jy God se wil in hierdie gemeente uitleef en soek? Om dit so 'n bietjie nader aan onsself te bring, dieselfde gebeur in ons lewe. As ons kyk in hierdie wêreld, ek en jy die keuse hoe ons leef. Ek en jy die keuse om te sê, maar ons gaan in hierdie wêreld in en ons doen wat ons wil. Ons leef en ons soek na God se wil. Hoe weet ek wat die Here se wil is? Ons sukkel baie keer met dit. Maar een ding is seker, en dit is die belofte wat die Bybel vir ons kom gee, maak nie saak wat ons besluit nie. As ons op soek is na die Here se wil, staan hy aan die een kant nie. Hy antwoord, hy is teenwoordig, en hy kom sê vir my en vir jou, maar niks sal my of jou uit sy hand uitruk nie. En dan kom die uitdaging as ons dit vir mekaar sê. As niks ons uit die Here se hand uit kan ruk nie, as ons gehoorsaam bly aan God, dan moet ons nie bekommer nie. Maar ons moet ons juis beywer, juis alles insit in hierdie wêreld, in hierdie lewe, om God se koninkryk in hierdie wêreld te laat kom. Ek en jy is juis veronderstel om hier waar ons is, 'n getuie te wees van God wat teenwoordig is. En as ons dink aan die God se wil, God se koninkryk, het dit op die ou en van die dag dieselfde doel, dat ek en jy hier waar ons is, die Here verheerlik. Met die manier hoe ons leef,
En as ons na hierdie gebed kyk wat ons dan vanaand saam lees, die eerste paar verse, is dit juis die besef dat dit ongelooflik op mekaar volg. Aan die een kant sien ons die twee dele, waar die Onse Vader gebed begin met die woorde van laat U, waar dit by die mens, waar dit by God begin. En dan gaan dit oor Here gee vir ons. Maar dit gaan oor ons eie behoeftes. Waar dit gaan oor ek en jy wat in hierdie wêreld leef, wat in hierdie oomblikke wat ons diep bekommerd is, ook bewus kan wees van God se genade. As ons na hierdie wêreld kyk, as ons na hierdie oomblikke kyk, hoor ons hierdie woorde wat die Here kom sê, maar onthou vir 'n oomblik, God is in beheer. Die geheiligde Here, die God wat alles geskep het, so wat ons gisterand vir mekaar gesê het. Hy is die een wat 'n nuwe koninkryk laat kom. Wat sy koninkryk laat kom. En daarom bid ons juis dat sy wil sal geskied, dat hy dit wat hy in hierdie wêreld wil laat gebeur, sal gebeur en ons eintlik as sy geroepenis gebruik om 'n verskil te maak. Wat beteken dit vir my en vir jou? As ons dink op skool, as ons dink by die werk, is dit juist die wete, omdat God in my lewe teenwoordig is, leef ek anders. Omdat God in my lewe teenwoordig is, soek ek sy wil daar waar ek besig is. As ek dink, ek sê elke jaar vir die belydennisklas, vir die graad 11's, julle het die verantwoordelikheid, die geleentheid om in graad 12 die skool tot 'n nuwe hoogte te vat. Julle het die geleentheid om volgende jaar die skool geestelik op 'n manier, op 'n plek te sit, soekend na God se wil. As ons dink as kerk, as gemeente, as gelowiges dieselfde. Daar waar ons besig is, het ons die geleentheid om as getuies, as gestuurdes van God se wil uit te leef en uit te dra in hierdie wêreld. Waar ons vir mekaar sê, dit gaan nie oor my of oor jou nie, maar dit gaan oor God wat in ons lewe teenwoordig is. En omdat God in ons lewe teenwoordig is, juis omdat God hierdie brandende passie vir my gee, om hom te ken, om hom uit te leef. Juis te sê, maar ek maak sy naam bekend. Ek laat sy koninkryk kom. Ons lees in hierdie gedeelte, voordat ons te verder gaan, kom ons onderbreek so 'n oomblik. Wie van julle was al honger? Het al honger gaan slaap? Is die kos daarom altyd lekker? Arie kyk sommer af. Reg. Kos is lekker en ma se kos is lekker, maar as ons na hierdie gedeelte kyk, dan kom sê die Here Jesus Christus en kom sê vir ons, ons moet so bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Hierdie daaglikse brood gaan oor twee goed. Die fisiese, met ander woorde, die kos wat ons nodig het, maar ook aan die ander kant die geestelike. Dat ek en jy in ons verhouding met God soekend sal wees na meer van die Here. Dat ek en jy in hierdie wêreld sal sê, maar Here, ons wil U dieper en meer en beter leer ken. Ons soek U daar waar ons besig is. Hoor wat sê Dawid in Psalm 119, waar hy sê, maar ek kwyn weg van verlange na U bepalinge. Ou vertaling. Ek vergaan. Ek soek U. Psalm 63, ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, want ek wil by U wees
in U heiligdom. As ons in 'n verhouding met God staan, dan wil ons elke dag meer en meer en meer van die Here leer. Wil ons meer van hom ontdek, wil ons meer van hom sien in ons lewe, wil ons dit uitleef en uitdra in hierdie wêreld. Wil ons 'n verskil maak daar waar ons gaan. Want God verander my hier binne. God kom maak my anders as die wêreld. Ewe skielik wil ek getuig, wil ek kom uitpassein, maar God is in my teenwoordig. Wie dit al beleef? God is hier. God kom verander my hart. God kom maak my nuut. Maar so wat ek gesê het, gaan dit ook oor ons fisiese. En die brood wat ek en jy nodig het, die wete dat God vir my en vir jou sorg op 'n fisiese, praktiese manier. Dat die Here vir my en vir jou kom sê, maar maak nie saak waar ek gaan nie, hy is teenwoordig. En dat die Here ons in hierdie wêreld instuur, en kom sê, maar wanneer die skare honger mense rondom ons sit, my disippels, wie van julle het kos om vir hierdie skare te gee? Hoeveel brood het julle by julle? Dit is eenvoudig soos wat dit is. Die Here wat vir my en vir jou kom sê, maar hy gebruik ons, hy stuur ons om 'n verskil te maak. As sy disippels, as sy kinders in hierdie wêreld. As geroepen is op te tree. Om op te tree met die wete dat hy teenwoordig is. Ek wil hoor hierdie interessante aanhaling. Is daar te min kos vir sommige omdat ander te veel het? Het ons vanselfsprekend aanvaar dat dit reg is om kos vir môre en oormôre in die vrieskas te bære, as daar ander is wat vandag nie het nie? Is baie eenvoudig gestel, dis eintlik te eenvoudig. Maar ek en jy het 'n roeping om in hierdie wêreld 'n verskil te maak aan mense, prakties. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te sê, maar die Here stuur ons in hierdie wêreld en ook om as sy kinders sy grootheid en sy genade te gaan uitdeel daar waar hy ons gebruik. Daar waar ons is, by die skool, by ons huise, by die werk. En solank ek en jy in hierdie wêreld niks doen nie, solank ek en jy rustig agteroor sit en wag vir ander om te begin, gaan niks verander nie. Solank ek en jy wag en sê, maar dit is nie my verantwoordelikheid nie. Solank ek en jy sê, maar ons betaal tog ander mense om dit te doen, gaan niks verander nie. Wat ons wel moet doen is om te sê, maar Here, soos Jesaja, hier is ek, stuur my. En as ons dink aan die Onse Vader gebed, is dit eintlik 'n wegwys na iets meer, na iets groters, 'n soeke na God se wil. 'n Soeke na die wete dat God hom vir my en vir jou sal openbaar. Dat hy my en jou gebruik.
En as ons dink in die situasie waarin ons is, waarin ons omgewing is, ons land is, kan ons 'n klomp goed opnoem. Die meeste van julle wat, as ons nou dink aan die kinders wat hier sit, se paas of sy ouers, is op plase. Reg of verkeerd, wie se ma of pa is boere? Steek op my jou hand op. Reg. Wie van hulle is bekommerd oor die back and closure in hierdie land? Reg, die meeste, nee. As ons dink oor God se wil, as ons dink oor die Here wat vir my en vir jou kom sê, dat ons 'n verantwoordelikheid het, ons het 'n roeping in hierdie wêreld. Hoe lyk dit as ons dink aan back and closure? Hoe lyk dit as ons dink dat ek en jy 'n getuienis het om uit te leef? Hoe lyk dit as ons vir mekaar sê, maar Here, laat U koninkryk kom, laat U wil op aarde geskied net soos in die hemel. En gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit kom sê vir my en vir jou, ons is nie alleen nie. Dit kom gee vir my en vir jou die versekering, God is saam met ons. Dit kom gee vir my en vir jou die hoop, die Here skuif ons nie een kant toe nie. En so ook in elke situasie, juis, maar die Here gee ons vandag ons daaglikse brood. Die wete dat hy naby is. En mag ek en jy dit weet. Mag ek en jy dit gaan vertel, mag ek en jy dit gaan uitleef, dat God teenwoordig is, selfs in die moeilikste tye. Selfs in die tye wat ek en jy nie weet nie. Wat ek en jy nie die antwoorde het nie. Juis dan mag ons weet dat die Here naby is. Ek gaan 'n paar oomblikke gee vir stil gebed. Ons het gisterand gebid vir die skole in die omgewing, vir die skool self. Ons gaan vandaan bid vir ons plaaslike gemeenskap. Vir dit wat ons in hierdie dorp beleef. Ons gaan bid vir die boere. Vir die wat droogtes beleef, as ons nou dink hier in die Oos-Kaap, Wes-Kaap. Maar ons gaan ook dink aan die wat oorstromings beleef. Daar waar daar nogal redelik te veel reën is. Ons gaan bid vir die veiligheid op plase. En ons dra ook back and closure dit wat gebeur in hierdie land ook aan die Here op. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stil gebed. Julle kan net so sit soos wat julle is. Here, ons kom in hierdie aand
Here, as gelowiges by mekaar en ons kom bid, Here, vir ons gemeenskap. Here, ons kom bid vir 'n gees van liefde. Here, vir 'n gees wat ons vir mekaar sal ondersteun. Here, sodat ons U belange sal bevorder. Here, dat ons U sal uitdra daar waar ons gaan. Here, ons kom bid vir hoop, dat ons 'n plek sal wees, mense sal wees wat hoop bring, daar waar ons gaan. So kom dra ons in besonder, Here, ook die boerdery gemeenskappe, wat vanaand hier verteenwoordig word, aan U op. Here, ons kom bid vir die gedeeltes wat droogtes beleef. Ons kom dra, Here, die gebiede op waar daar oorstromings is. En ons kom vra U, Here, gee U uitkoms, gee U genade. Here, ons kom bid vir veiligheid in ons, in elke faset, Here, van die samelewing. Op die plaasie, Here, in ons dorpe, in die nedersettings. Here, dat U, Here, ook mense sal gebruik om 'n verskil te maak, om 'n plek, Here, te wees, 'n baken van hoop. En in besonder, Here, kom bid ons, Here, vir kalmte. Ons kom bid, Here, dat U, Here, die wete sal gee, dat U in beheer is. Here, ons kom dink in die uitbraak van Back and Close hier, Here, wat ewe skielik op die spits gedryf word. En ons kom vra, Here, laat U wil geskied. Here, nogtans nie ons wil nie, maar U wil. So kom vra ons U ook, Here, hou ons vas, hou ons boere vas in hierdie tyd. Gee vir hulle die versekering, die hoop, die wete dat U naby is. Ons kom vra dit in U naam. Amen. Broer en suster, ons sluit af met ons slotlied. Ons sing lied 464. O Heer my God, en dan sluit ons, vra dat julle sal staande bly vir die seën, en dan daarna sluit ons af met die amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. O groot is U, o groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister gasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot.
de skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U groote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook verby. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U groote naam. Maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid dat die ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkome niet U eiendom. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U groote naam. Ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Mooi aand vir elkeen van julle.